Hallo, my naam is Daniel Nel en ek wil graag met julle gesels oor evangelisasie in julle kerk. Ek wil graag met julle gesels oor hoe kan ons evangelisasie doen waar almal betrokke kan raak? Hoe kan ons iets doen wat bekostigbaar is? Met ander woorde, dan is dit iets wat ons oor en oor kan doen en die heeltyd kan ons nuwe mense in die gemeenskap bereik deur hierdie metode te volg. Ons het in die afgelope jaar 'n hele paar van dit wat ek nou aan julle gaan verduidelik, sulke veldtogte geloods en dit werk regtig. Elke een leer ons ietsie nuuts, maar op die oomblik wil ek julle verduidelik wat doen ons by 'n kerk om mense in die gemeenskap te bereik wat soos ek sê baie bekostigbaar is, iets is wat die hele gemeente by betrokke kan raak of as jy net twee mense het wat die werk kan doen, net twee mense ook alleen kan hardloop in 'n kerk. Maar voor ek begin wil ek vir ons net 3 sitate lees en dit is in Engels wat ek dit gaan lees. Die eerste een is uit The Ministry of Healing en dit sê Christ's method alone will give true success in reaching the people. The Saviour mingled with men as one who desired their good. He showed his sympathy for them, ministered to their needs and won their confidence. Then he bade them follow me. En dan hoor hierso, accompanied by the power of persuasion, the power of prayer, the power of the love of God, this work cannot be without fruit. Volgende sitaat kom uit Testimonies to the Church volume 9, ook in Engels en dit sê, the work of God in this earth can never be finished until the men and women comprising the church membership rally to the work and unite their efforts with those of ministers and church officers. Laaste sitaat uit Review and Herald 1902 sê, new methods must be introduced. God's people must awake to the necessities of the time in which they are living. So elke dekade, elke nuwe jaar, elke tegnologie wat uitkom, gaan daar nuwe maniere wees om evangelisasie te doen. En kom ek vertel vir julle wat doen ons op die oomblik. En as ek enigiets gaan noem wat julle dink julle het nie die kennis nie, ons is bereid om van die eerste stap tot die laaste stap 'n kerk by te staan. Ons wil net graag sien kerke gebruik tegnologie en Christus se metode om hulle gemeenskappe te bereik, om aanhoudend besig te wees met 'n veldtog wat mense bereik buite hulle gemeenskappe. So, wat doen ons? Die eerste ding wat ons doen as ons na 'n kerk toe gaan, is ons vra vir 'n gemeente, kom ons besluit op 'n dag in die toekoms. Nie minder as 'n maand nie, maar ook nou nie meer as 2 maande nie. So kom ons besluit iewers in die volgende maand of 2 op 'n dag. Dit is 'n Sabbatdag. En ons gaan daai dag eenkant sit vir die 11 uur hoofdiens, gaan nie business as usual wees nie. Dit gaan 'n musiekprogram wees. Nou, of jy 'n talent in die gemeente het wat die musiekprogram kan behartig en of ons van moet reël dat iemand daar kom sing, dit maak nie saak nie. Wat saak maak is dat ons gaan mense uitnooi en ek gaan nou verduidelik wat doen ons alles voor daai dag. Maar die belangrike ding is op daai spesiale dag gaan ons mense uitnooi na hierdie musiekprogram by ons kerk. Dit gaan nie mense intimideer nie. Dit gaan 'n baie goeie geestelike, heilige atmosfeer skep vir die dag. Ons begin met 'n musiekprogram. Die tweede ding waarvoor ons hulle gaan uitnooi op hierdie dag wat ons nou in die toekoms aan dink, is 'n gratis ete. En hierdie ete maak ons sommer plantgebaseerd vir baie verskillende redes. Een groot rede is ons het al partykeer het die mense so baie kos gemaak en as ons sekere disse maak, dan is dit moeilik om daai kos weer te gebruik en partykeer gaan kos to waste. Maar as ons volg wat ons gewoonlik neersit, dan kan alles gevries word. Die volgende en hierdie is 'n belangrike rede is ons wys vir mense hoe kan vrugte, neute, sade, brode, smere, hoe kan dit so mooi lyk, so kleurvol. Mense kom gewoonlik nie eens agter. Daar's sekere goede waarna hulle gewoond is nie op die tafel nie. So dis 'n baie groot getuienis van hoe lekker kan gesonde, vars kos wees. En dit kry mense gewoonlik aan die gesels. Niemand is gewoonlik regtig kwaad oor die feit dat daar nie sekere dinge is nie. Ek meen dis 'n gratis ete. Die ander belangrike ding van daai ete is dit is die tyd na hierdie musiekprogram wat ons kans kry om met hierdie mense in ons gemeenskap wat gekom het vir die musiek te gesels. En dan eindig ons dit altyd af na die ete met 'n gesondheidsprogram. Dit kan wees geselsie, iemand kom gesels oor die New Start Principles dalk of ons hou 'n volle gesondheids soos 'n health expo, wat ook al in die kerk se wat die kerk ook al kan aanbied doen ons. Maar daar moet altyd iets oor gesondheid wees en mense moet voel hulle kan kom leer hoe om op 'n goedkoop natuurlike manier 'n gesonder lewe te hê. So dis die 3 dinge wat ons doen. Die eerste stap is besluit op 'n dag en dit is nie te veel gevra nie. Enige kerk het mense wat bereid sal wees om saam daai ete aan te bied. En ons help selfs ook met dit. As julle kerk sukkel met party dinge, ons het chefs in ons span wat resepte uitdeel, ons kan dit self maak, maar ons wil net graag daai pragtige tafels
vir die mense uitpak. Die tweede ding dan wat die kerk ook natuurlik is, kom ons kry iemand om te gesels oor gesondheid en dit kan die kerk ook self doen. En dan soos ek gesê het, die musiek, ons help of gewoonlike kerkmense wat bereid is om 'n musiekprogram te doen, maar ander kerke is ook bereid as daar talente is om te kom sing. Dit skep net, dit begin die dag so reg. Okay, so die vraag is, hoe kry ons mense in die gemeenskap om belang te stel om eintlik na ons kerk toe te kom? Want onthou, ons het hierso gesê, ons moet Christus se metode volg. En sy metode het eers simpatie met mense gewys. Hy het eers 'n verhouding gebou met hulle. Hy het hulle vertroue gewen en dan het hy gesê volg my. So die eerste ding wat ons doen as ons besluit het op 'n dag in die toekoms is ons gaan sê okay, ons skop op 'n sekere datum af met advertensies. Twee maniere van adverteer. Op Facebook en ons kan dit vir julle doen of as julle mense in die kerk het wat weet om dit te doen, gaan jy en jy sê vir Facebook, hierso is 'n advertensie en hardloop hierdie advertensie net vir mense wat kom ons sê 5 of 10 km om my kerk bly, net hulle moet die advertensie sien. En die aksie op die vir mense om te reageer is hulle sluit aan by 'n WhatsApp groep. Nou om vir julle 'n idee te gee, ons het in verskillende kerke partykeer tussen 200 of 800 mense wat op so 'n WhatsApp groep aansluit en die advertensie fokus net op Afrikaanse mense in daai area want julle is Afrikaanse kerk. So ons het tussen 200 en 800 mense wat op so 'n WhatsApp groep aansluit. So vir 10 dae hardloop ons hierdie advertensies. Maar die ander belangrike gedeelte is en dit is waar die hele kerk, hoe meer die kerk saam staan, hoe meer sukses het ons. Die hele kerk span saam en hulle stuur ook op WhatsApp dieselfde advertensie vir vriende, vir familie, vir mense wat hulle ken en hierdie boodskappe is baie meer effektief die mense wat jy so in die hande kry want hulle ken jou al reeds 'n bietjie en as jy daai boodskapie stuur dan sluit hulle by die groep aan en hulle weet okay wel my vriend is ook op daai groep. So dit is advertensies, ons doen dit vir 10 dae lank. Dan het ons nou ons WhatsApp groep, ons het ons paar honderd mense op hierdie WhatsApp groep. Dit is dan nou ons die mense met wie ons kan begin werk. En ons begin dan vir die volgende sê 15 dae kort videoetjies met Bybelvrae. Ons gaan nie altyd die antwoorde gee nie, maar ons gaan net sê, het julle al gewonder oor die toestand van die dood? Het jy al gewonder oor dit of wat ook al? En ons sê altyd vir hulle die antwoorde kom in 'n Bybelseminar na daai spesiale dag. So ons is besig om die mense op te bou, opgewonde te kry na die selfoon evangelisasie reeks wat plaasvind na die spesiale dag. Maar voor dit wil ons hulle vertroue wen. So baie belangrik wat ons op daai WhatsApp groep doen gedurende hierdie tyd tot by daai spesiale Sabbat is, ons vra met elke boodskap wat ons stuur, kan ons vir jou bid? Het jy 'n Bybelvraag of wil jy net met ons gesels oor enige iets? En daar's altyd 'n nommer vir hulle om ons te kontak. En so begin ons aanlyn met hulle 'n verhouding te bou. En teen die tyd wat ons spesiale dag kom, het daar mense uitgekom, ons het van hulle nood gehoor, ons kon hierdie metode volg en ons kan vir hulle begin bid, ons kan vir hulle aanmoedig boodskappe stuur en ons het al bietjie van 'n verhouding, maar daai verhouding moet nou op 'n plek raak waar ons met hulle kan gesels, fisies kan sien en dit is hoekom ons hulle uitnooi na ons kerk toe. En as hulle eers een keer net hulle voet daar gesit het en hulle was bedien deur ons en hulle het gesien ons is vriendelik en ons werk met hulle, dan het ons selfoon evangelisasie reeks wat volg op daai spesiale dag 'n baie beter kans, want nou gaan hulle luister wat hulle vriende of die mense wat hulle al relatief vertrou gaan uitstuur op die WhatsApp groep. En dit is dan hoe ons daai selfoon evangelisasie reeks. Dit is audio studies wat ons op 'n WhatsApp groep deel vir 18 dae lank. Dit het 'n baie beter kans dat hulle daarna sal luister. En natuurlik is dit ons plig om aan te hou met elke studie wat ons stuur. Kan ons vir jou bid? Het jy 'n Bybelvraag? En so kan ons mense kry om met ons te begin gesels. Hulle voete was al reeds in ons kerk. En weet julle wat kos daai advertensies op Facebook? Iewers tussen 500 en R1000, partykeer R200. So dit is nie 'n groot begroting wat jy nodig het hiervoor nie. Ook wat baie belangrik is om te weet, is dat ons gemeente gaan saamspan om die kos te maak. Die musiek gaan verniet wees, want ons sal verniet kom sing wel nie ek nie, maar my vrou Anina, ons het baie peer, ons het mense wat regtig saam met ons werk om te sing. So ek daag julle uit. Kontak ons. Ek het miskien nou alles verduidelik wat dit behels nie, maar ek beloof julle, ons het gesien daar's vrugte. Ons weet ook dat dit is 'n baie bekostigbare manier en ons kan dit oor en oor doen. Inteendeel, van die kerke waar ons dit verlede jaar gedoen het, begin ons nou met ronde 2. Want dit is die kerke sê kom doen dit asseblief weer want ons het beweging in ons kerke gehad. Ons sal met julle links deel na plekke op die internet waar julle kan lees oor van die veldtogte wat ons al reeds gehou het en wat die resultate daar was. Baie dankie vir julle tyd en ek hoop om van julle te hoor.